ons al te goed weet, is vandag Palmsondag, die laaste Sondag van lydingstyd. In hierdie afgelope 6 weke was elkeen van ons op pad saam met die Here, waar hy ons genooi het om dieper in onsself en dieper in ons lewe in te kyk. Hy het ons gevra om onsself raak te sien vir wie ons regtig is. Ons weet ook dat in die Bybel hierdie 40 dae tydperk 'n geweldige belangrike rol speel. Nie omdat dit as sulks presies 40 dae lank veronderstel is om te wees nie, maar omdat hierdie 40 dae tydperk 'n vol afgeslote geheel vorm van 'n proses waarmee die Here en elkeen van ons wil besig wees. En daarom was die Here ook in lydingstyd en in lent met elkeen van ons op 'n dieper vlak besig. Uiteindelik kom ons dan hier by Palmsondag aan. Hierdie verhaal van Jesus se intog in Jerusalem, waar mense onder andere palmtakke swaai om aan hom eer te bring. Dit word in elke evangelie vertel. Maar dalk sou 'n mens ook hierdie verhaal kon noem, die man op die geleende donkie, na aanleiding van die titel van Denise Ackerman se laaste boek, wat 'n paar jaar terug verskyn het. Kom ons lees hierdie verhaal in Markus 11. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Bethfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar, moet julle sê, die Here het hom nodig, en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Hier is 2 baie belangrike bewegings om sommer dadelik raak te sien. Naamlik Jesus wat intentioneel probeer wys dat hy nie is of gaan wees wat die mense wil hê hy moet wees nie, en die mense wat intentioneel probeer om van hom hulle koning te maak. Dis presies dieselfde verhaal met 2 radikaal verskillende motiewe. Ons sien hoe Jesus saam met sy disippels na Bethfage en Betanië, na net buite Jerusalem kom en opdrag gee dat hulle 'n donkie gaan leen, waarmee hy in Jerusalem kan inry. Die vraag is natuurlik waarom Jesus kies om op 'n donkie in te ry. En daardie tyd was dit die gebruik dat wanneer daar 'n intog van 'n spesifieke belangrike persoon was, 'n koning of 'n bevelvoerder in die Romeinse regering, dat hulle met 'n groot intog, baie indrukwekkend, in die stad inkom, aangetrek in al hulle mees deftige klere, met hulle belangrike perde wat so goed opgelei is. En dan sien ons hierdie sterk kontras met Jesus wat in 'n doodgewone kleed, sy gewone klere, op 'n jong geleende donkie ry. 'n Donkie wat nie eintlik 'n dier is wat in aansien is nie. En hierdie donkie, soveel te meer, was onopgelei. Niemand het nog ooit op hierdie donkie gery nie. En dan sien ons, hy ry die paar kilometer na Jerusalem op die donkie. Soos hy aankom, begin die skare hulle klere op die grond neergooi en takke afblik en swaai, soos wat 'n mens sou maak as die koning of 'n baie belangrike persoon deur die stad se strate lei. Hulle roep en sing en is baie duidelik dat hulle oortuig is dat hy die verwagte een is wat die koninkryk van Dawid weer kom vestig. 'n Mens kan verstaan dat die mense so gedink het, want in daardie tyd was Israel vasgevang onder Romeinse oorheersing. En meer het die mense begin glo dat Jesus die een gaan wees wat hulle van die Romeinse oorheersing gaan kom verlos. Dalk is dit ook hoekom sommige disippels hom aanvanklik gevolg het. Ons weet dat daar 'n hele paar van die disippels is wat waarskynlik nie baie mooi verstaan het waarvoor Jesus gekom het nie.
Ons weet onder andere dat Judas definitief 'n ander idee gehad het van wie Jesus moes wees as wat Jesus self wou wees. Die vraag is natuurlik, hoeveel van die ander disippels het ook 'n ander idee oor Jesus gehad? In hierdie tyd, kort voor Jesus se kruisiging, sien 'n mens dat hulle nie regtig verstaan wat Jesus hier kom doen nie. Ons weet ook dat tydens die kruisiging en ook in die enkele verhale wat ons het oor die tyd na Jesus se kruisiging, kan ons nie baie duidelik sien dat hulle presies weet waarom Jesus gekom het nie. En dan is dit, omdat hulle so optree, het hulle nie noodwendig begrip dat hulle weet wie Jesus is nie. Nie omdat hulle verstaan het wie hy werklik is nie, maar omdat hulle geglo het, hy is die nuwe leier van hulle politiese weerstandsbeweging. Hulle het geglo dat hy op een of ander manier 'n opstand gaan begin, wat die Romeine omver gaan werp, sodat hulle Israel weer in hulle eie hande kon terugkry. Die mense het hulle eie idee gehad van wie Jesus moes wees. Party het geglo hy is 'n wonderwerker, die een wat dooies lewendig maak, en dan ook die oplossing vir die Romeinse oorheersing. Maar minder as 'n week later, toe dit blyk dat hy nie gaan wees wie hulle wil hê nie, was hulle die einste groep mense wat geskree het, kruisig hom. Jesus weer het 'n geheel ander motief as die skare, wat hom deur die lens van hulle eie verwagtings en motiewe bewonder. Niels Jackson skryf op 'n stadium 'n gedig met die titel Perd en Donkie. En in hierdie gedig verduidelik hy hierdie skerp kontras tussen die Romeine en belangrike mense aan die een kant en die manier hoe hulle in die stad sou inkom, teenoor Jesus, wat met 'n eenvoudige donkie in die stad ingery word, en dan natuurlik wat die belang van hierdie simbool van Jesus op die donkie is. En die gedig klink so: met 'n donkie gaan jy nie oorlog toe nie. Eeuse krygers het perd opgesaal om glorie op die slagveld te gaan haal. Vir 'n donkie sal jy diens kon vra, om 'n kar te trek, 'n sak meel te dra. Met 'n perd kan jy die slinkste vyand jag, om inhaal en oorweldig met brute krag. Op 'n perd kon 'n heerser van wel eer sy meesterskap demonstreer. Daar sit die groot Alexander, Nero, Napoleon en elke ander vegtende vors op die rug van sy ros. Maar Jesus Christus, hy het op 'n donkie gery. Jesus kom nie om menslike strukture te help in stand hou nie. Hy kom ook nie om in die menslike sin van die woord 'n koning te wees nie. Sy motief was net een ding, en dit was om vir die mense te kom wys wie God is en hoe die pad na God lyk, sodat die afstand tussen God en mense vir goed herstel kan wees, en mense vir altyd kon verstaan dat hulle weer in harmonie met God kan leef, soos aan die begin. Hierdie verhaal van Jesus se intog in Jerusalem konfronteer ons met ons eie diepste motiewe. Dit vra die vraag: is ek ook 'n palmtakswaaier? Wat wanneer ek voel dat God besig is om te wees wie ek graag wil hê hy moet wees, maar die oomblik as dinge nie loop soos dit my pas nie, as ek nie uit die lewe kry wat ek daaruit wil hê nie, voel dit vir my of die Here my in die steek laat, omdat hy dan nie is wie ek wou hê hy moes wees nie. Die skare in die storie was heeltemal bereid om lofgesange te sing, mits Jesus was wie hulle wou hê hy moet wees. Maar die oomblik toe hy nie by hulle agenda inval nie, het hulle hele motief verander. Lent val elke jaar 'n spieël voor ons ophou, en 'n tyd wees van gestroop word, van eenvoud, van dinge soos wat dit werklik is. Dit wil my help om al duideliker te sien wat regtig belangrik is, wat my diepste motiewe is, hoekom ek werklik doen wat ek doen. Meestal is dit nie dat ons motiewe noodwendig sleg is nie, maar meer dat ons motiewe nie so suiwer is, soos ons onsself wys maak nie. En dat ons baie meer ingestel is op wat ons van die lewe verwag, as wat ons besef. Ons mense sukkel maar oor die algemeen om eerlik te wees oor ons motiewe. Die rede daarvoor is natuurlik dat dit darm vir ons belangrik is dat ons op 'n manier uit die lewe kry wat ons wil hê. Dis doodmenslik.
Het jy jou ook al in 'n situasie bevind waar jy nie eintlik jou eie optrede so goed verstaan nie, of diep in jouself weet dat jy nie nou besig is om heeltemal eerlik te wees oor waarom jy doen wat jy doen nie. Maar jy kan dit nie regtig eers aan jouself herken nie. Een van die belangrikste vereistes vir 'n dieper spiritualiteit en groei in my verhouding met God is volslae eerlikheid met God en met myself. Om met eerlikheid te leef, vra dat ons in die eerste plek eerlik is met onsself. Vir die meeste van ons is dit baie moeiliker om eerlik te wees met onsself as wat mens dink. Ons glo maklik ons eie stories. Trouwens moet ons eie stories glo, want soms kan ons nie die waarheid oor hoe dinge nou eintlik is in die gesig staar nie. Hier praat ons van eerlikheid oor wat jy regtig voel en dink. Eerlikheid oor jou diepste motiewe. Eerlikheid oor waarom jy optree soos jy optree en so meer. En tog, as ek dit kan regkry om werklik eerlik te wees met myself en dinge te sien vir wat dit is dit op 'n paradoksale manier geweldig bevrydend. Daar is 'n moontlikheid dat 'n mens so vasklou aan jou idee van hoe dinge moet wees, dat jy nie aan die lewe die kans gee om te wees wat dit wil wees nie. Soms moet 'n mens juis jou idee van hoe dinge moes wees laat gaan, sodat hoe dinge nou eintlik is, kan duidelik word. Wanneer 'n mens leer om eerlik te wees teenoor jouself, is daar een ding wat 'n mens in die gesig moet staar, en dit word genoem kognitiewe dissonansie. Dis wanneer ek met my oë een ding sien, maar om welke rede ook al vir myself in my kop 'n ander storie vertel. Kognitiewe dissonansie is een van die groot redes waarom ons nie eerlik met onsself kan wees nie, want dit maak ons letterlik blind vir 'n situasie of verhouding of vir onsself. Ons glo met ander woorde dat iets op een manier is, terwyl dit eintlik anders is. Dit vra dan ook dat ek al meer sal eerlik wees teenoor die Here, dat ek sal leer om kaal en gestroop in eerlikheid voor God te kan wees, net soos ek is. Nie soos ek voorgee om te wees, of soos ek dink ek moet wees nie. Een van die vernaamste redes waarom baie van ons vasval in ons verhouding met die Here en ons eie groeipad, is omdat ons nie eerlik is met onsself nie, en daarom ook nie met die Here kan eerlik wees nie. Om eerlik te wees met jouself is glad nie maklik nie. Miskien is een van die grootste redes waarom ons sukkel om eerlik te wees oor ons motiewe, en ook om eerlik te wees teenoor God en onsself oor wat werklik aan die gebeur is, dat ons hardkoppig en trots is. Dat jy nie aan kan herken jy's verkeerd nie, en daarom probeer om dit wat eintlik besig is om te sterf of uitgedien is in jou lewe, kunsmatig aan die lewe te hou. Soms wy ons al ons krag en energie daaraan, om sekere aspek van realiteit op 'n hart-longmasjien lewendig te hou. Terwyl die waarheid is dat daardie aspek van my lewe of realiteit reeds besig is om 'n laaste asem uit te blaas. Miskien is dit presies wat in hierdie verhaal oor die intog in Jerusalem gebeur. Jesus kies intentioneel om die skare te forceer om te sien wie hy eintlik is, deur nie met 'n goed opgeleide perd as deel van 'n groot imposante optog of parade op te daag nie, maar op die rug van 'n jong geleende donkie, wat nog nooit eers enige mens op sy rug gehad het nie. Maar hulle weier om te sien vir wie hy is, omdat hulle glo dat hy moet inpas in hulle idee van wie hulle wil hê hy moet wees. Dalk was dit wat die skare daardie dag in Jerusalem moes besef. Die nuwe kans op lewe, waarna hulle gesmag het, was nie te vind in 'n nuwe koning nie, maar in nuwe harte, wat Jesus kon raak sien vir wie hy wou wees, en kon toelaat dat hy hulle op 'n nuwe pad kon lei. Iewers skryf Richard Rohr, "Remember that the ashes that were on your forehead are created from the burnt palms of last Palm Sunday. New beginnings invariably come from the old false things that are allowed to die." Die palmtakke wat die skares geswaai het, wat hulle eie idees gesimboliseer het,
is vinnig tot as verbrand deur die man op die geleende donkie, sodat hulle wel moes erken, dat dit jou nie ver bring, as jy die Here in jou eie patrone probeer inforceer nie. Wat sou in my en jou lewe gebeur, as ons God sou toelaat, om te wees wie hy is, en nie wie ek wil hê hy moet wees nie? Wat sou gebeur as ek sou toelaat, dat God in my lewe kom doen, waarvoor hy Jesus gestuur het, en nie so hard probeer om my eie weergawe van wat ek wil hê, te forceer om te gebeur nie? Daar is 'n baie goeie kans, dat God met iets anders in jou lewe wil besig wees, as wat jy dink. Die vraag is, of ek en jy bereid is, om mee te gee aan dit wat hy wil doen, en ons eie agendas eenkant te skuif. In die afgelope weke was dit Lent, en ons staan vandag voor Heilige Week. Mag elkeen van ons in hierdie week, tot by Paasfees, dapper genoeg wees om te leer om ons eie motiewe raak te sien. Mag ons begin raak sien hoe ons selfs vir God in ons eie idees probeer inforceer. En mag ons toelaat dat Jesus 'n pad in my hart maak in hierdie laaste week voor Paasfees, sodat hy in my lewe kan wees wie hy wil wees. Amen. Ons bid saam. Here Jesus, in hierdie afgelope tyd, waar ons diep bewus was van Lent en u leidingspad tot hier, en waar ons aan die voorpunt staan van die begin van Heilige Week, waar ons u volg, soos wat u vir ons die pad na die lewe kom wys, die pad na die kruis, en ook die pad na die opstanding. Kom bid ons dat u ons vandag op Palmsondag sal help om raak te sien, dat ons dikwels baie ander motiewe het, as wat ons oor eerlik is. Dat ons veral ook dikwels ander idees het van wie u moet wees, en dat ons dikwels probeer om u in ons eie idees, van wat ons graag wil hê in te forceer. Help ons om onsself oor te gee aan die pad wat u vir ons wys. Selfs al lyk daardie pad en ons lewe uiteindelik anders, as wat ons eie idee daarvoor is. Dankie dat ons u maar hiermee kan vertrou, in die wete dat u ons welwillende Vader is, en dat u vir ons omgee, en vir ons net die beste wil hê. Amen. Mag die Here jou seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Gees van God, ook in hierdie Heilige Week, elke dag by jou wees.